Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 14 Mei. Ander vraag oor gebed. Vraag nommer 1. Waarom moet ons bid as God reeds weet wat skort? Waarom moet ons bid as God dan alwetend is? Ellen G. White verduidelik in Steps to Christ, bladsy 9.3, soos volg. Gebed is 'n noodsaaklikheid, maar nie sodat die Here kan uitwerk wat in ons koppe en harte aangaan nie. Nee, ons doen dit want dit stel ons in staat om hom te ontvang. Gebed bring nie die Here af na die aardse dinge van mense nie, maar neem die mens op na die hemelse dinge van God. Ellen G. White, Steps to Christ, bladsy 9.3. Die Here weet inderdaad wat ons behoeftes en begeertes is. Hy sien wat in elke mens se hart aangaan. Tog is gebed goed vir ons. Dit nooi ons om te midde van al die gejaag tot stilstand te kom, om in die stilte te bely dat God opperheerskappy oor alles het en om aan sy voete te gaan sit. Wanneer ons die Here so innooi deur gebed, skep dit soms ook gunstige omstandighede vir hom om op te tree. Wat meer is, die Heilige Gees tree vir ons wanneer ons self nie mooi weet wat om te sê of hoe om vir dinge te vra nie. Romeine 8 vers 26 en 27 lees, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die hart deursoek, weet wat die bedoelinge van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Romeine 8 vers 26 en 27. Vraag nommer 2. Waarom bid as alles seepglad verloop? Soos ons reeds in les 3 gesien het, kan selfgenoegsaamheid en trotsheid een van die grootste hindernisse in die soeke na 'n kragtige gebedslewe wees. As ons net wil besef hoe groot ons behoefte aan die Here is, sal ons meer dikwels op ons knieë tot hom gaan. Neem in ag dat volmaakte engele die Here aanbid en vereer. Tog meen ons wat gefalle wesens is, dat ons minder behoefte daaraan het. Werklik. Wat sê Matteus 5 vers 6 en Jesaja 44 vers 3 vir ons oor die Bybelwaarheid dat die mens behoefte aan God het? Matteus 5 vers 6 lees, Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Jesaja 44 vers 3 lees, Want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Vraag nommer 3. Watter rol speel geloof by gebed? Lees Hebreërs 11 vers 6 en bepeins dan die volgende aanhaling. Ons lees Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Education, bladsy 257 en 258. Gebed en geloof hang nou saam en behoort dus saam bestudeer te word. Wanneer ons gelowig bid, bedryf ons 'n wetenskap van bo. Elkeen wat van sy lewe 'n sukses wil maak, moet verstaan hoe dit werk. Let op Christus se woorde in Markus 11 vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. Markus 11 vers 24. Jesus sê duidelik dat ons versoeke in pas met God se wil moet wees. Die dinge wat hy beloof het, vir die moet ons vra.
Alles wat ons dan ontvang, moet ons in diens van sy wil gebruik. As ons by die bepalings en voorwaardes hou, is die vervulling van sy beloftes 'n uitgemaakte saak. Ons hoef nie na uiterlike tekens te soek dat hy wel sy beloftes gaan nakom nie. Ellen G. White, Education, bladsy 257 en 258. Vraag nommer 4. Saam met wie behoort ons te bid? Meeste van ons gebede behoort privaat te wees, met ander woorde tussen jou en die Here, siende dat gebed en Bybelstudie die lewensbloed van 'n mens se hegte verhouding met God is. Ruim dus tyd vir selfondersoek in, deur te praat met die Here en ook te luister wat hy sê. Matteus 6 vers 6 lees ons, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Daarbenewens moet ons ook saam met ons gesinne of tuis in klein groepies bid. Handelinge 12 vers 12 sê vir ons, en nadat vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. So waar 2 of 3 gelowiges byeenkom, daar is God. Matteus 18 vers 20 sê vir ons, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Ons behoort ook saam met ons kerkgemeenskap te bid. Jakobus 5 vers 13 tot 16 sê vir ons, is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalms sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Jakobus 5 vers 13 tot 16. Al 3 hierdie tipe gebede is belangrik. Die laaste vraag. Hoe gemaak om te luister? Gebed is meer as net praat met God. Mens moet ook toelaat dat hy spreekbeurte kry, sodat sy woorde uiting in jou lewe kan vind, sodat hy jou reg snoei. Die duidelikste en veiligste manier vir God om tot ons te spreek, is deur die Bybel. So, wanneer ons persoonlike stilte tyd hou, moet ons gebed en Bybelstudie saamvoeg. Wees op jou hoede vir die sogenaamde leegmaak van jou verstand of om jou deur jou gedagtes te laat lei in plaas van antwoorde in die Bybel soek. Watter van die bogenoemde punte is vir jou die uitdagendste?